Goeiemôre broers en susters en kinders. Baie welkom ook aan by vanoggend se erediens. Ons wil dan ook by voorbaat vir nuwe intrekkers of besoekers wat graag by ons as gemeente wil inskakel, uitnooi om na afloop van die erediens die ouderling aan diens, broeder Thys, net hier voor te ontmoet by die preekstoel waar ons dan julle besonderhede sal kry. Ons wil dan ook net bekend maak dat Dominee Dirk vanoggend die erediens en die nagmaal bedien in Barberton gemeente en dat hy ook na afloop daarvan ook hulle gemeenteete, hulle nagmaalete sal bywoon. En daarom wil ek ook by voorbaat vir u sê dat daar nie vanaand 'n erediens sal wees nie en daarom ook nie die koffiekroeg vir die volwasse of die hoërskoolkinders nie. Ons het attestaat ontvang van NG Gemeente Alkmaar, Konrad en Rita Smit, en van NG Gemeente Westergloed, Marita Snyman. En dan ook het ons 'n reisattestaat wat aangevra is vir broeder Jaco Venter, wat binnekort vertrek na Amerika. Katekisasie vanoggend is les 5 en dan dit is vir laerskool en hoërskoolkinders. Die kollektes vanoggend is onder die erediens vir barmhartigheid en by die deure sal wees vir die Bybelverspreiding. Wat gelukwense betref aan Suster Karina van der Merwe, ek sien haar nie vanoggend, ek weet nie waar. Maar baie geluk aan haar wat vandag verjaar, maar ook aan die lidmate wat in die week verjaar. Ek is seker julle het dit op die afkondigingsbord gesien. Ek wil ook dan net u weer herinner aan volgende Sondag, as die Here wil, 7de Maart is weer 'n plaasontbyt. Die wat verlede keer al was, kan getuig, dit is baie lekker gewees en ek wil u uitnooi, as u naam nog nie op die bord geskryf is, hierso op die stoep nie, doen dit gerus. Vir R50 is dit regtig die moeite werd. En dan is daar ook vir my gevra om net u te herinner aan ons jaarlikse kerkkamp in die Wildtuin, wat sal plaasvind DV 4 tot 6 September. Dit sal wees weer by Bergendal. Die lys is reeds op die bord, so jy kan gerus u name opskryf. Dan wil ons ook met dankbaarheid bekend maak dat broeder Neil en suster Catherine Noppe gevra dat hulle seentjie Daniel volgende Sondag tydens die oggenddiens gedoop word. En ons is ook baie dankbaar in die Here daarvoor. En ook nog 'n mooi storie is dat huweliksbevestiging vir DV die 29ste Maart en dit is vir broeder Rolf en suster Erna Visagie, ons oralis. Ons is ook baie dankbaar en dit sal plaasvind die oggend met die erediens. So dit klink na 'n feestelike geleentheid. Dit dan al die afkondigings. Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, en van ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. Kom ons sing hartlik saam 'n loflied, Psalm 18 vers 1 en ons doen dit staande waarna ons saam ook ons geloof sal bely. Amen.
Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons harte saam bely dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister na die wet van die Here, soos ons dit vind in Eksodus 20, en ek hou dit vir u voor uit die 2020 vertaling. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die gesonde skuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdelinge by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geheilig, geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing Skrifberuiming 9, en ons daarvan sing ons verse 1 en 2.
Kom ons bid saam. Almagtige God, ons buig ons hoofde voor U in diepe nederigheid. Ons bely U naam en wil dit ook aan die wêreld daar buite uitroep. As ons nietige mense kan nie hieroor stil bly nie, want ons verheug ons daarin dat U reeds die dood oorwin het vir ons as sondaars. Ons dank U vir die woord wat ons elke dag kan lees. Wil U ook vanoggend die wonderlike evangelie vir ons oopmaak en duidelik maak, sodat ons dit ook met ander kan deel. Ons dank U vir hierdie gemeente waarvan ons deel kan wees. Ons bid ook vir U leiding in alles wat vir hierdie jaar nog beplan word. Mag dit so wees dat ons altyd U eerste sal stel, dat ons in gehoorsaamheid U wil sal soek. Ons dra ons broers en susters in die geloof aan U op, wat siek is, en bid ook vir hulle wat operasies moet ondergaan, maar ook vir hulle wat in proses van herstel is na operasies. Ons bid vir hulle wat weens ouderdom nie meer die lewenskragte het om saam met ons hier te vergader nie. Ons bid vir hulle wat moeg en moedeloos is, vir hulle wat arm en behoeftig is. Ons bid vir hulle wat werkloos is. Here, ons bid dat U in U groot genade ook aan hulle elkeen sal voorsien en uitkoms bied. Ons dra ook hulle op aan U wat in onverskilligheid leef en nie meer die samekomste van gelowiges opsoek nie. Wil U ook ons as U kerk so deur die Gees lei, dat ons in liefde hulle sal bemoedig en aanmoedig om weer deel te word van die gemeenskap van gelowiges. Help ons as ons gemeente dat ons mekaar se nood en hartseer, maar ook vreugdes sal raak sien en mekaar ook in liefde sal bystaan en vir ons dankbare harte sal skenk, sodat ons blymoedig sal gee vir hulle wat dit nodig het. Ons dra ook ons kinders aan U op. Ons bid ook vir die verbondsouers, dat hulle hul doopbelofte sal nakom en hul kinders sal onderrig by hulle huise, maar ook te laat onderrig. Ja, onse Vader, ons bid vir verhoudings in gesinne wat stikkend is. Gee dat U die middelpunt van alle verhoudings sal staan. Wil U ook ons deur die Gees lei, dat ons ook teenoor mekaar elke dag in liefde sal optree. Dat ons nie net met woorde dit sal sê nie, maar dat ons dade daarvan sal getuig. Ons dra ons land en burgers van hierdie land aan U op. Wil U deur U krag ook harte van klip verander in harte van vlees. Wil U ook ons as verlostes so lei, dat ons optrede sal getuig van hoop en vrede, wat ons in U vind, ten spyte van hierdie stikkende wêreld. Ons bid ook vir elke broer en suster in hierdie gemeente, wat diensbaar staan, en hande en voete is vir hierdie geloofsgemeenskap, dat U elkeen sal versterk, sodat hulle sal volhard in diens van U. Hemelse Vader, ons bid ook vir meer broers en susters met die gawes om diensbaar te wees in ons gemeente. Wil U ook dan wegneem dit wat mag verhinder dat ons U stem hoor en vergewe ons menigvuldige sondes. Ons bid dit alles in diepe afhanklikheid, as dit U wil is, uit genade alleen. Amen. Liefde broers en susters, ek hou vanoggend 'n preek voor wat Dominee Dirk vir ons voorberei het, maar eerstens gaan ek vir ons lees uit 1 Petrus 4 van vers 1 tot 2 en dan ook verse 7 tot 13. En ek doen dit uit die 2020 vertaling. Die fokusverse is dan ook vers 7 tot 11 wat ek weer sal herhaal.
Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het, met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. En dan vers 7, die einde van alle dinge is op hande. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, met die oog op gebed. Bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde in menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te mor. As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. As iemand aan die woord is, laat dit soos die woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort vir ewig en ewig. Geliefdes, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing oor julle kom, asof iets vreemds met julle gebeur nie. Wees eerder bly, na mate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig sal kan jubel. Ek lees dan net weer verse 7 tot 11 julle voor. Die einde van alle dinge is op pad, is op hande, verskoning. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, met die oog op gebed. Bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te mor. As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort vir ewig en ewig. Geliefde broers en susters en kinders, daar gebeur in die lewe van 'n gemeente daagliks dinge waarin mense mekaar baie nodig het. Daar is elke dag lidmate wat op verskillende wyse beproef word, of vreugdes en blydskap wat ervaar word, en wat roep om met mekaar gedeel te word. Ek is bewus daarvan dat hier in ons gemeente mooi onderlinge meelewing en ondersteuning plaasvind. Of dit hartseer, verlies of vreugde was, gedurig hoor 'n mens mooi getuienisse van meelewing en ondersteuning deur ander lidmate. Lidmate wat spontaan en op verskillende wyse die liefde van God geopenbaar en met hulle medegelowiges deel. Die positiewe impak daarvan op die mense wat aan die ontvangkant van hierdie liefde was, broers en susters, het my opnuut laat besef dat dit die ware wese van kerkwees is. Daar waar die liefde van God hande en voete gekry het in die lewens van mense. Maar broers en susters, die teendeel is ongelukkig ook waar. Getuienisse van lidmate wat deur baie diep beproewing gegaan het en bykans geen ondersteuning van die gemeente ervaar het nie. Die impak van daardie negatiewe ervaring is net so diep en laat wonde wat moeilik genees. Geliefdes, hierdie werklikheid beklemtoon opnuut die betekenis van ons teksgedeelte. En dit het my opnuut onder die besef gebring van hoe betekenisvol en kragtig gemeenskap van gelowiges werklik in mense se lewens kan wees. En daarom hierdie oproep van die Here vanoggend, dat ons in die gemeente hierdie medelewingsgesindheid en diensgesindheid nog wyer en dieper moet laat grondvat. As ons as waarlike kerk wil wees
en betekenisvolle verskil en impak in mense se lewens wil maak, en ten diepste tot eer van God wil lewe, dan is dit juis op hierdie vlak. Liewe gemeente, die Here sê dis vanoggend vir jou. Jy en ek moet kelners van sy genade wees. Ja, ons moet God se liefde aan mense bedien. Soos kelners mense in 'n restaurant bedien. So is ons bediendes van God se liefde. Eers, as ons geleer het om te bedien met die gesindheid van Christus, dan eer ons God in ons gemeenskaplike lewe. Lidmaat wees of kelner wees, dan het die liefde van Christus sy doelwit met ons bereik. Dan lewe ons waarlik tot eer van God. Ons hoor vanmôre in die eerste plek dat ons almal kelners is. Ons het mekaar nodig. Tweedens hoor ons wat dit is wat ons aan mekaar moet bedien. En derdens leer die Here ons dat hy ons die krag gee om te bedien. Ons het mekaar as kelners nodig. Hierdie oproep in ons teksvers is veel meer betekenisvol as 'n mens kyk na die konteks waarin Petrus dit skryf. Petrus skryf in vers 1 en 2 en ook in 12 en 13 van die moeilike omstandighede waarbinne die gelowiges hulle self bevind. Hy beskryf in hierdie hoofstuk die pyn en die leed wat die gelowiges moes ervaar. Die Here kom en sê deur Petrus vir hulle, ek weet julle kry swaar en ervaar groot beproewinge as gelowiges, maar ek weet ook wat juis nou vir julle nodig is om hierdie dinge te deurstaan. Behalwe geloof en al die ander dinge het julle mekaar nodig. In vers 8, julle moet mekaar lief hê, sodat julle mekaar kan vergewe. In vers 9, wees gasvry teenoor mekaar en ontvang mekaar as julle in julle huise. En in vers 10, dien mekaar. Gelowiges het mekaar nodig. Ons sê dit buite die kerk vir mekaar in alledaagse gang van sake wanneer ons onder mekaar praat oor die eise van ons lewensomstandighede vandag. Daar sê ons dikwels, ons sal by mekaar moet staan. Niemand gaan ons help as ons mekaar nie help nie. En tog, broer en suster, sien 'n mens al hoe meer in ons samelewing dat mense hulle self, hulle in hulle eie huise terugtrek en nie met ander te doen wil hê nie. Elkeen leef vir hom of haarself. Dit is asof ons verleer het wat dit beteken om van mekaar afhanklik te wees. Die wetenskaplikes toon aan dat die COVID-pandemie hierdie terugtrek en leef in my eie wêreld versterk het en dat baie mense nog in die isolasie leef. Dit is asof die oënskynlike swaar kry van ons omstandighede juis die teendeel in mense na vore laat kom. Mense sal sê, ek het nodig om ondersteun te word. Ek het nie nou die tyd of krag om ander te ondersteun en te dra nie. Ek het te veel probleme en behoeftes van my eie. En dit is juis hier, geliefdes, waar ons as kerk 'n verskil kan maak. Juis nou, te midde dalk van jou eie swaar kry en worsteling, sê die Here, wees jy nou die kelner van my liefde en genade. Broers en susters, ons verskonings, waarom ons nie nou eintlik kelner kan wees nie, verkrummel as Petrus voortgaan en sê, elkeen in die gemeente het 'n gawe ontvang waarmee ons die ander kan bedien. Ja, God het aan elke gelowige een of ander gawe geskenk waarmee ons die ander kan bedien. Ons verskonings verdwyn as ons besef dat elke belydenende lidmaat van hierdie gemeente 'n belofte voor God afgelê het dat ons gewillig sal wees om ons gawes in sy diens
en tot voordeel van ons medegelowiges aan te wend. Die vraag is dan, wat is dan hierdie gawe waarmee ek moet dien? Dit is 'n besonderse eienskap, of kwaliteit, of talent wat God aan jou gegee het, om ander mee te bedien. Dit kan 'n persoonlikheidseienskap wees, of dalk geloofskwaliteit, of enige talent van woord of daad, wat God aan 'n mens gee. Kom ons sê, dit is 'n besondere praktiese vermoë van een of ander aard, wat uniek is aan jou as mens, waarmee jy ander moet dien. 'n Mens sou ook hierdie gawes kon onderskei van die vrug van die Gees, in die sin dat die vrug van die Gees dui op 'n sekere geestelike of geloofskwaliteit of deugdes, terwyl gawes dui op die vermoë om iets daarmee te doen. Byvoorbeeld, iemand wat vriendelikheid as vrug van die Gees ontvang het, doen nog nie noodwendig iets daarmee tot voordeel van sy naaste nie. As so iemand egter mense in nood besoek en hulle opwek met sy vriendelike en opbeurende geaardheid, dan was hy of sy 'n kelner van God se liefde. Broers en susters, elkeen van ons het so 'n gawe ontvang. Ons lees in vers 10, na mate iemand 'n gawe ontvang het, moet hy dien. Dan beteken dit nie dat net die wat gawes ontvang het, moet dien nie. Nee, na mate beteken, elkeen moet dien met die gawe wat hy of sy ontvang het. Of anders gesê, ooreenkomstig jou gawe. Petrus noem hier maar 2 gawes as voorbeeld, naamlik om te preek en om te dien. Maar daar is meerige ander voorbeelde in die Bybel van gawes waarmee gelowiges kan dien. Ons moet kelners vir mekaar wees. Ons kinders ken die beeld van 'n kelner. Dis die persoon in die restaurant wat jou kos aandra. So 'n persoon luister mooi na die klant se behoeftes en doen alles in sy vermoë om daardie behoeftes te bedien. Of kinders, die van julle wat so bevoorreg is om 'n huishulp in die huis te hê. Dink aan die gesindheid van daardie huishulp. Sy is daar om vir almal alles te doen. Die Bybelse woord is bediende. Die Here sê vanmôre, ons moet soos huishulpe of kelners mekaar dien. Ook julle as kinders moet dit van kleintyd af leer. Byvoorbeeld dat julle ook sal sê, pappa of mamma, kan ek dit of dat vir jou doen, en nie net altyd vra dat hulle vir jou alles moet doen. Geliefdes, in die tyd van die Bybel het 'n bediende die laagste sosiale vlak van die samelewing verteenwoordig. Bediendes of kelners was eintlik as verag. Hulle is verag. Plato, die grootste Griekse filosoof, het gesê, hoe kan 'n mens gelukkig wees as hy iemand anders moet bedien? Maar ons Here Jesus het hierdie opvatting juis kom verander. Hy het ons met sy voorbeeld anders kom leer. Hy was die een wat van die tafel af opgestaan het, 'n voorskoot aangesit het en sy disippels se voete gewas het. As die Here dus vir ons sê, julle is mekaar se kelners, mekaar se bediendes, dan is dit geen vernedering nie, maar juis 'n wonderlike voorreg. Want wat is dit wat ons bedien? Kom ons kyk in die tweede plek na wat op ons skimbord as kelner moet wees. In vers 10, ons bedien aan mekaar die veelvoudige genade van God. Wat ons op die skimbord dra, is niks minder as die genade en die liefde van God nie. Die reddende genade van God in Jesus Christus en sy liefde vir mense. Die boodskap van Christus en die dade om daardie boodskap te bedien.
Om dit te bedien is mos 'n wonderlike voorreg. Daarom leer die skrif ons ook elders, om te gee is baie beter as om te ontvang. Om 'n kelner van God se liefde te wees, is die mees verrykende ervaring wat 'n gelowige ooit kan ervaar. Jy word die kanaal waardeur God sy genade, sy liefde, sy sorg, sy omgee aan ander betoon, en dit is wonderlik. Hierdie gawes kom nie uit jouself nie. Nee, jy dra maar net aan uit God se krag en sy voorraadkamer. Die woord in vers 11 verleen kan ook gebruik word in die betekenis van magasynmeester. God is soos 'n stoorman wat uit sy gawes stoor aan jou die gawes verleen wat jy moet gebruik. As jy as kelner dus weet waarom jou voorraad te gaan haal, sal jy nooit verlees staan. God voorsien vir elke omstandigheid. Hy voorsien vir regte emosie, die regte woord, dalk die stilte wat nodig is, of die gebaar, of die bord kos, of die geld in 'n koevert, of die kaartjie en die opregte oproep, gebed en die skriflesing. God voorsien, jy dra net aan. Meer nog, in die derde plek leer die Here ons in vers 11, jy dra aan met God se krag. Die Here voorsien nie net die voorraad aan die kelner nie, hy maak ook die bene sterk, sodat die bediende kan bly aandra. Die woordjie krag in vers 11 beteken ook vermoë of potensiaal. Die Here help ons om met al ons krag en met ons volle potensiaal diensbaar te wees. Ons mag dus nie hierdie Godgegewe vermoë en potensiaal verwaarloos nie. Ons moet dit voluit gebruik. Juis hiervoor het God aan ons die Heilige Gees geskenk. Die Heilige Gees ontsluit in ons die bo-menslike krag om kelner te wees. Om iemand anders se nood te bedien, verg baie inspanning. Die noodoproep om hulp kom dikwels vir jou op die mees ongeleë tyd of omstandighede. Soos die Here Jesus vertel het van die man wat in die middel van die nag kom, brood soek het by sy vriend wat al in die bed was. Dan rus die Gees jou toe met krag en oortuiging om op te staan en te help. Die Gees van die Here rus jou toe en hy gee jou insig, krag en wysheid om 'n kelner, 'n bediende te wees wanneer iemand anders jou nodig het. Nou die vraag aan elkeen van ons, is ek bereid om 'n kelner vir God te wees? Het ons die gesindheid van 'n bediende of wil ons bedien word? Hierdie vraag, broeder en suster, gaan nie net om my gewete nie, maar dit dien om ons te bring by die doel daarvan alles, naamlik God se eer. Wanneer ons so dienend met mekaar leef, wanneer gelowiges bereid is om kelners te wees, dan word God in hierdie wêreld verheerlik. Dan sien mense sy liefde in ons raak en gee hulle aan hom die eer. Dan maak die kerk werklik verskil in mense se lewens. Is jy 'n kelner van God se liefde? Dink mooi na voor die antwoord. Want geliefde broer en suster, daar gaan 'n dag kom dat u 'n kelner gaan nodig kry. Die eerste kelner wat jy gaan nodig kry is Jesus Christus. Dat sy alles opofferende liefde aan die kruis die vaste grond onder jou voete gaan wees. Dat sy dienende versoeningswerk die enigste skans tussen jou en die hel gaan wees. Dat sy liefde en sy genade die enigste salf vir jou gemoed sal wees as jy brandend soek na vergifnis en troos.
dat sy beloftes die enigste anker in donker tye sal wees. Hiermee probeer ek sê, as jy eers besef wat Christus gedoen het om jou kelner te wees, en eers wanneer jy dankbaar word vir die genade wat God in Christus aan jou bedien het, dan deel jy dit graag uit. En geliefde, daar sal 'n tyd en 'n geleentheid kom, dat jy God se kelner sal nodig kry. Miskien as jy die dag alleen en eensaam is, as jy siek en bekommerd is, as jy verdwaal is en na helderheid in die geloof soek, as die dood jou familie soek, dan sal jy die kelners van God nodig kry om jou te troos en te versterk. Dan sal jy ook besef wat beteken 'n woord van bemoediging, 'n gebed wat vir jou gedoen word, 'n besoek om jou te troos, 'n lidmaat wat jou versorg met brood en sop, of dalk 'n koevert in die hand om jou kind se klere te koop. En as dit gebeur, dan sal jy die een wees wat God dank en prys vir sulke medegelowiges. Broers en susters, hierdie waarheid van hoe ons mekaar nodig het en hoe nodig die Here kelners in sy gemeente nodig het ek die afgelope 3 weke aan my eie lyf ervaar. Die diakonie versorg 'n lidmaat in ons gemeente. Ons gemeente sorg vir bykans al haar behoeftes. Sy het geen eie familie of vriende meer nie. Niemand anders wat kan help nie. Haar gesondheid het die afgelope tyd so agteruit gegaan, dat sy alle hulp nodig het. Weet julle wat het ek besef? As die diakonie finansiëel sou ophou help, as individuele diakens en ander lidmate ophou om haar op persoonlike vlak bykans daagliks by te staan, as ons nie meer bereid is om haar soos kelners te dien nie, sal sy menslikerwys gesien in 'n oogwink op straat beland en van honger of siekte vergaan. So krities van belang is dit, dat ek en jy bereid is om die genade van God aan ander mense te bedien. Daarom, geliefde broer en suster, daar sal altyd in ons gemeente 'n tyd en 'n plek wees waar God jou met jou skimbord uit die hoek van die restaurant gaan roep, sodat jy iemand anders met sy liefde bedien. Kom ons wees anders as die mense van die wêreld. Kom ons wees al hoe meer ware kerk van God. Ja, kom ons wees kelners van God se genade, tot eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord, wat tot ons spreek en ons rig. Dankie dat ons vanoggend weer as gemeente kon vergader, om versterk te word deur U woord, maar ook vir die oproep tot bekering en gehoorsaamheid. Help ons dat ons altyd immergroen sal staan in die wêreld daar buite en kan vrugte dra wat pas. Wil U ons so deur die Gees lei, dat ons vir mekaar, maar ook vir die mense buite ons geloofsgemeenskap, kelners en bediendes sal wees. Dat ons gesindheid sal spreek van vreugde en opregtheid. Hemelse Vader, rig ons gedagtes tot ons selfondersoek, ook in hierdie week. Dat ons die gawes wat ons so dikwels wegsteek, juis sal gebruik om U daardeur te verheerlik, deur diensbaar te wees in U koninkryk. Ons bid dit uit genade alleen, as dit U wil is. Amen. Daar is nou geleentheid om ons dankoffers te gee. Ons slotsang vanoggend is skrifberuiming 9 en daarvan sing ons verse 1, 4 en 5. Kom ons doen dit hartlik saam.
bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.